Ons is in Spreuke hoofstuk 10 en ons gaan kyk na verse 4 en 5 vandag. Spreuke hoofstuk 10 vers 4 en 5 en dit lees dan so: Hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Hy wat in die somer wegbere is 'n verstandige seun. Hy wat vasslaap in die oestyd is 'n seun wat skande maak. Net so ver in ons skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid wat daarin is, en ons kan weet dat dit die absolute waarheid is, en dat u woord nie een enkele leuen kan uitspreek nie, Here, maar dat u woord is waarheid, dit is reg, dit is goed, en dit is heilig, Here. En Here, dit is ook volmaak. En so, Here, mag u woord ons was in hierdie oggend, sodat ons ook heilig kan wees. Begin dit ons om die woord te verstaan, Here, om ag daarop te gee. Here, sodat ons meer soos u kan wees. En Here, dat ons ook u gehoorsaam kan wees, ooreenkomstig u gebooie, u insettinge, u verordeninge, Here. Mag u Gees hierdie oggend in ons harte werk. Here, want u weet maar, ons is 'n hardkoppige mensdom. Maar Here, mag u Gees ons harte sag maak. Mag u saad op goeie grond val. En Here, mag dit opskiet en vrug dra. Weer eens, Here, nie vir ons eer nie, maar ter ene verheerliking tot u naam, Here. Die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. Ons het laas gekyk na vers 3, waar ons gesien het dat die Here die regverdige nie sal laat honger ly nie, maar die begeertes van die goddelose word deur hom verstoot. En soos ons gesien het, dit is 'n baie eenvoudige vers om te verstaan, maar nie so maklik om te begryp nie, want ons word geleer en geondoktrineer, as jy wil, dat dit alles behalwe die Here is wat vir ons sorg. Ons versorging, soos ons baie keer geleer word, hang primêr af van onsself, of hang af van die regering, of selfs van ons ouers af. En so word ons ook geleer dat dit nie die Here is wat vir ons sorg nie, veral nie in iets so eenvoudigs soos kos nie, maar onsself, en die regering, en ons ouers. En so kom mense ook op die punt waar hulle nie net nie dankbaar is vir daardie versorging mee nie, hulle verwag dit. Waar hulle dalk aan die begin dankbaar was, nou verwag hulle daardie versorging. Mense verwag dat hulle ouers na hulle moet kyk. Soveel so dat hulle al in 'n 30's is en nog steeds by die huis bly. Hulle verwag dit. Mense verwag dat die regering na hulle moet kyk. En baie mense wat dit nie verwag nie, sal weer na hulle self kyk, maar hulle sal hulle self trotseer dat hulle na hulle self kyk en kan kyk. En so word die Here as irrelevant verklaar. Maar soos ons gesien het, daar is nie 'n enkele aspek van die lewe wat buite die hande en buite die beheer van die Here is nie. Ja, ons moet werk en ja, ons moet kos koop. En ja, ons moet vir ander mense sorg, maar dit alles is sekondêre oorsake. Die primêre oorsaak van hierdie dinge is die Here. Die Here is die primêre oorsaak van ons geboorte, van ons dood, ons lot in die lewe, ons welstand, ons vermoëns, ensovoorts en so meer. En so tref teoloë ook onderskeid tussen die primêre oorsaak en die sekondêre oorsaak van alle dinge. Maar God bly altyd die primêre oorsaak. Hy bly altyd die primêre oorsaak. En as die primêre oorsaak, naamlik God, nie iets bepaal volgens sy welbehae nie, dan is daar niks wat die sekondêre oorsaak daaromtrent kan doen nie. Ons as sekondêre oorsake kan nie teen die primêre oorsaak gaan nie. God bepaal alles. Die probleem is dat God, as die primêre oorsaak van alle dinge, hy word vervang. Hy word vervang as die primêre oorsaak van alle dinge.
deur mense self, of hy word vervang deur ouers, of hy word vervang as die primêre oorsaak deur die regering. Maar wat dit ook al mag wees wat 'n mens die Here mee vervang as die primêre oorsaak, dit word jou God. Dit word jou afgod. As enigiets anders die primêre oorsaak van dinge inneem, in plaas van God, dan raak dit jou afgod. Indien jy jouself erken as die primêre oorsaak van alles wat goed is in jou lewe, dan verafgod jy jouself. As jy dink jy is die primêre oorsaak van alles wat goed is in jou lewe. Indien jy jou ouers erken as die primêre oorsaak van alles wat aan jou voorsien moet word, dan raak jou ouers jou afgod. En dieselfde is die geval met die regering, indien jy hulle ag as die primêre oorsaak van alles wat goed is of alles wat sleg is in jou lewe. Maar die realiteit is, die primêre oorsaak van alles wat gebeur in die heelal is die Here. Insluitend, soos ons skrif gesê het, of jy kos het om te eet. En daarom lees ons onder andere in Daniël 4 vers 34 tot 35, daar staan, en na verloop van tyd het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan, en my verstand het in my teruggekeer, en ek het die Allerhoogste geloof, en hom wat ewig lewe geprys en geëer, wie se heerskappy in ewige mag, en wie se koningskap van geslag tot geslag is. En al die aardbewoners word as niks geag nie. En na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde. En daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? Niemand kan dit doen nie. Hy is die primêre oorsaak. En die bewoners van die aarde word as niks geag nie. Van sy wil sal geskied. Want hy is God. So wanneer ons teks dan vandag begin deur om te sê, hy word arm, wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk, beteken dit nie, dat jy die primêre oorsaak is van jou rykdom, of die primêre oorsaak is van jou armoede nie. Dis nie wat dit beteken nie. God bly die primêre oorsaak van hierdie dinge, van jou rykdom of jou armoede. En daarom lees ons onder andere in Deuteronomium 8 vers 18, daar staan, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is, wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. Dat hy sy verbond kan bevestig, wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Dit is hy. En die Here is ons genadig, dat hy ons as gelowiges ook erfgename van sy verbond gemaak het. Soos ons lees in Efesiërs 1 vers 11, waar staan, in hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. En indien dit nie die wil van die Vader was, om ons 'n erfdeel te gee, in Jesus Christus nie, dan sou ons ook nie 'n erfdeel ontvang het nie. Ons skrif vandag weerspreek nie die res van die Bybel nie. Ons skrif vandag beteken nie, dat jy nou die primêre oorsaak is van jou rykdom en jou armoede nie. Dis nie wat dit beteken nie. Jy het nie nou die primêre plek ingeneem nie. Jy het nie nou die plek van God ingeneem nie. Dat jy nie meer God nodig het om ryk te wees, jy moet net hard werk, dan is God irrelevant nie. Dis nie wat dit beteken nie. En as jy dan ryk word, dan kan jy maar ook die roem kry daarvoor. Dis nie wat dit beteken nie. Nee, en soos Deuteronomium so pas vir ons gesê het, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. Dis hy. En ons kan dan ook die logiese vraag vra. Lewe jy? Het jy oë om te sien? Het jy hande om mee te vat? Het jy 'n gesonde verstand wat werk? Het jy 'n ywer om te werk? Het jy die vermoëns wat jy nodig het om te werk? En as jy al hierdie dinge aan jouself gegee het, wel ja, dan kan jy maar roem.
Maar jy het nie. Jy kon nie eens jou eie geboorte bepaal nie. Ons lewens sal altyd onderhewig en onderdanig wees aan die wil van die Here. Want hy is die primêre oorsaak van alle dinge. En daarom kan en moet ons ook vertrou op die Here, wat in elke aspek van ons lewens in sy genade aan ons voorsien. Maar vanuit 'n sekondêre oogpunt moet ons ook besef dat daar 'n onus op ons rus om gehoorsaam te wees en te besef, hy word arm wat met 'n trae hand werk. Maar die hand van die vlytiges maak ryk. En dit kom weer terug na Spreuke 6 vers 6, waarna ons al gekyk het, wat gesê het, gaan na die muur, luiaard, kyk na sy weë en word wys. Nou ons moet nie onder die indruk wees dat om te werk 'n vloek van die Here is nie. Of dat om te werk deel is van die sondeval of gekom het as gevolg van die sondeval nie. En nou moet ons maar werk nie. Inteendeel, om te werk is 'n skepingsordonnansie. En was so deur die Here verordeneer nog voor die sondeval. En daarom lees ons in Genesis 2 vers 15 daar staan, toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. Hy moes dit bewerk. Werk is 'n goeie ding, inteendeel, daar was basies net 2 opdragte aan Adam en Eva gegee. 1, moenie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. En 2, werk. Dis die 2 opdragte, doen net dit. Dis al wat hulle hoef te doen. Maar dit was basies een van die 2 opdragte wat vir hulle gegee was. Moenie eet van daai boom nie, en bewerk die tuin. Dis wat julle moet doen, julle moet werk. En daarom lees ons ook in die 10 gebooie, dat jy nie net op die 7de dag moet rus nie, maar die ander 6 moet jy werk. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Maar 6 dae moet jy arbei. In Prediker 3 vers 9 vra Salomo die vraag, watter voordeel het hy wat werk, daardeur dat hy hom vermoei? Watter voordeel het hy wat werk? En dan antwoord hy daardie vraag in die volgende verse waar hy sê, ek het die taak gesien wat God aan die mense kinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in hulle harte gelê sonder dat die mens die werk wat God doen van begin tot eind kan uitvind. So het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie, as om bly te wees en om goed te doen in die lewe. En ook, dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid. Dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid, dit is 'n gawe van God. Dit is 'n gawe van God. Die arbeid en die goeie wat daarvan afkom, en dit wat 'n mens kan geniet van jou moeitevolle arbeid, dit alles is 'n gawe van God. Dit is nie 'n straf nie. Nou, wanneer was werk wel 'n vloek gewees? Wanneer het die Here werk so gemaak dat dit wel 'n vervloeking was? Werk raak 'n vloek en die Here maak werk 'n vloek. Wanneer jy werk en iemand anders geniet die opbrengste van jou werk, dan was werk 'n vloek. Wanneer jy werk en iemand anders geniet die opbrengste van jou arbeid, dan was werk 'n vloek gewees. Maar net dan.
Maar werk is weer 'n seën van die Here wanneer jy werk en jouself en jou gesin kan die opbrengste van jou arbeid geniet. Dan is dit weer 'n seën gewees. En daarom lees ons, die Here sê van die nuwe verbond waaronder ons tans is, in Jesaja 65 vers 21 tot 24, en hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet. Hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie. Hulle self sal daarin woon. Ons self sal daarin woon. Hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie. Want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. Hulle sal dit self geniet. Hulle sal nie te vergeefs vermoei of baar vir skielike ondergang nie, want hulle is 'n geslag van die wat deur die Here geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle. En voordat hulle roep, sal ek antwoord, terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Dit is die seën van die nuwe verbond. Dis die seën wat ons kan geniet onder die nuwe verbond. Dit sê, jy sal werk, dis nie 'n vloek nie, jy sal werk, maar jy sal ook die dinge geniet wat daarvan afkom. Jy sal die loon daarvan self geniet. Dit is 'n seën. Dit is nie 'n vloek nie. Ronnie, gaan help my gou met daai kragmeter en prop ons hom uit en vat hom uit dat hy nie aanhou raas asseblief. Dankie, Engel. Dit is die seën wat ons onder die nuwe verbond kan geniet. Dit is nie dat ons nie hoef te werk nie, maar dat ons die opbrengste van ons eie werk kan geniet, eerder as iemand anders. Om te werk is nie 'n vervloeking nie, dit is 'n seën, en daarom kan Kolossense 3 vers 23 ook vir ons sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here, en nie vir mense nie, omdat julle weet, dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Werk is 'n skepingsordonnansie, en daarom kan en moet ons dit ook van harte soos vir die Here doen, want dit is deur hom so ingestel, dat ons moet werk en nie ledig moet wees nie, en is so ingestel nog voor die sondeval, en dis 'n seën om te werk, en dis 'n seën om die vrug van jou arbeid te geniet. Dis 'n vervloeking as iemand anders dit geniet, maar dis 'n seën as jy dit kan geniet. En so sal ons ook oplet in ons teks, dat ons teks nie onderskeid tref tussen iemand wat werk en iemand wat nie werk nie. Dis nie wat ons teks doen nie. Ons teks tref nie onderskeid tussen iemand wat werk en iemand wat nie werk nie. Ons teks maak die aanname dat almal werk. Dis die aanname wat in ons teks ingebou is dat almal werk. Ons teks tref nie onderskeid tussen of jy werk of nie, maar eerder hoe jy werk. Dit sê, moenie met 'n traahand werk nie. Maar die aanname is daar dat jy gaan werk, en dit is 'n goeie aanname om te maak, want dit is die regte aanname, want God het dit so verordeneer, dat ons moet werk. Dit is 'n skepingsordonnansie. Die aanname is daar dat almal gaan werk. Maar wat ons teks doen is om te sê, maar moenie met 'n traahand werk nie. Moenie met 'n traan werk nie, maar wees eerder vlytig. En daarom sê Salomo ook in Prediker 9 vers 9 tot 10. Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet, al die dae van jou nietige lewe wat hy jou gegee het onder die son, al jou nietige dae, want dit is jou deel aan die lewe, en aan jou arbeid wat jy met moeite verrig onder die son, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Doen dit met jou mag. En wat ons teks dan verder vir ons sê, is dat indien jy nie met 'n traan werk nie, maar vlytig is, en alles met jou mag doen, dat jy ook ryk sal word. Jy sal ryk word.
Nou dit is hier waar baie predikante die maklike uitweg sal kies en sê maar, ons moet net ryk wees in Christus en kom ons beweeg dan aan. Maar ek glo nie dit is wat Salomo hier bedoel nie. Ek glo Salomo praat van besittings. Dis waarvan hy praat. En ek glo nie ons teks beteken dat as jy nie hard werk nie, dan gaan jy arm wees in Christus, en as jy hard werk, dan gaan jy weer ryk wees in Christus nie. Ek dink nie dis wat dit beteken nie. Ek glo dit praat van besittings. Want alhoewel elke spreek redelik onafhanklik van mekaar staan, sien ons wel 'n onderliggende tema in hierdie eerste paar verse van hierdie hoofstuk, naamlik rykdom. Byvoorbeeld vers 2 het ons geleer, jy moenie skatte deur goddeloosheid verwerf nie. Dit praat van rykdom. Dit praat van besittings. Vers 3 het gepraat van fisiese voorsiening, naamlik kos. En vers 5 praat weer daarvan om fisiese voorsiening te maak vir die toekoms, deur hom in die somer weg te bære. En daarom glo ek, ons sal die punt mis, indien ons vers 4 alleenlik toeskryf aan Christus en die rykdom wat ons in hom het. Ek dink nie dis wat Salomo bedoel nie. Nou eerstens, en soos ons 2 weke terug gepreek het, moet ons beklemtoon dat geldgierigheid is 'n wortel van alle kwaad. En soos ons ook in daardie preek genoem het, dit is nie 'n sonde om ryk te wees nie, maar dit is wel 'n sonde om geldgierig te wees. Dit is wel 'n sonde om hebsugtig te wees. En daarom wanneer ons hard werk, omdat die woord van ons vereis om hard te werk, is dit nie omdat ons geldgierig is nie, en is dit nie omdat ons ryk wil wees nie, maar bloot omdat die woord van ons vereis om hard te werk. Dis hoekom ons hard werk. Want die Here sê ons moet. En daarom, ongeag of jy strate vee en of jy jou eie multimiljoen-randse besigheid het, word daar van ons verwag om hard te werk. Want dit is nie die geld wat jy maak wat vir die Here ere gaan bring nie. Dit is jou gehoorsaamheid om hard te werk wat vir die Here eer gaan bring. Nie die hoeveelheid geld wat jy maak nie. Dawid mag dalk skape opgepas het, maar dit het vir die Here eer gebring. Want hy het, so Salomo sê ons moet, dit met al sy mag gedoen. Soveel so, dat wanneer 'n leeu of 'n beer gekom het om die skape te steel, het hy nie weggehardloop nie, hy het hulle beklei. Hy het sy werk met al sy mag gedoen. Enige normale persoon as hy 'n leeu of 'n beer sien, sal die pad vat. Dawid het nie. Hy het sy werk met al sy mag gedoen, en hy het die Here so verheerlik. Ongeag of hy geld daarvoor gekry het, of nie. En hy het waarskynlik nie geld daarvoor gekry nie. Want dit was sy pa se skape. Hy mag dalk 'n bord kos gekry het in die aand. Hy mag ook van die skape mag geëet het. Maar hy het waarskynlik nie eens geld daarvoor gekry nie. Maar hy het dit met al sy mag gedoen. Want dis wat die Here van ons vereis. Maar, alhoewel dit nie die geld is wat vir die Here eer bring nie, maar ons harde werk wat wel doen, is die algemene resultaat van daardie harde werk wel geld. Dit is wel geld. En dit is nie die gesondheid en die rykdom en die voorspoed evangelie nie. Dit is nie die health, wealth and prosperity gospel nie. Dit is wat die woord ons leer. Dat as jy hard werk, wel, dan sal jy geld kry. Wat mens baie keer by daai mense sien, is hulle wil geld hê deur luiheid. Van die luiste mense wat ek ken is in die charismatiese kerke. Hulle wil nie hulle werk ordentlik doen nie. Inteendeel, hulle is baie keer 'n skande by die werk. Maar hulle wil nog steeds rykdom hê, en gesondheid hê, en alles anders wat met dit gepaard gaan. Nee, ons werk hard, want ons werk bring vir die Here eer. Ons werk nie hard omdat ons wil geld maak nie. Ons werk hard, want die Here sê ons moet, en ons harde werk bring vir hom eer. Nie die geld wat ons maak nie.
Nou wanneer ons teks sê dat die persoon wat vlytig is, rykdom sal verkry, moet ons ook kyk wat die Bybel met rykdom bedoel. Hoe word rykdom gedefinieer? En ek glo daardie vraag word beantwoord in die volgende vers, waar ons lees in vers 5, waar staan: Hy wat in die somer wegpere, is 'n verstandige seun. Hy wat vasslaap in die oestyd, is 'n seun wat skande maak. Nou natuurlik het hierdie vers te doen met landbou, en ons almal is nie landbouers nie. Maar wat ons ten minste kan aflei, is dat daar hard gewerk word om voorsiening te maak vir die nabye toekoms. Daar word hard gewerk sodat jy iets het in die toekoms. Of om die voorbeeld van die vers te gebruik, hy wat hard werk in die oestyd, sal genoeg hê om te eet wanneer die winter kom. Met ander woorde, rykdom is nie noodwendig dat jy in 'n kasteel gaan bly en in die duurste huis op die dorp gaan bly nie. Rykdom, soos dit hier uitgebeeld word, behels die idee dat die persoon wat hard werk, gaan geen tekort hê om vir sy huishouding te sorg nie. Hy gaan genoeg hê. Hy het gewerk in die somer, hy het gepluk in die somer, hy het geoes in die somer, hy gaan genoeg hê vir die winter. Dit is dat jy gaan genoeg hê. Dis wat hierdie vers vir ons oordra. Rykdom is, jy hoef nie by iemand anders te gaan bedel vir kos nie, want jy het hard gewerk toe jy moes. Soos die vers sê, die persoon wat nie hard werk nie, hy is 'n skande. Hoekom is hy 'n skande? Want hy moet vir iemand anders gaan vra vir kos. Want hy wou nie oes toe hy moes oes nie, hy wou nie werk toe hy moes werk nie. Dis hoekom jy 'n skande is. Dis hoekom jy 'n skande bring op jou ouers. Want jy moet gaan staan en bedel nou vir kos. Want jy het nie gewerk toe jy moes werk nie. Maar rykdom is weer wanneer jy genoeg vir jouself het. Wanneer jy vir jou familie kan voorsien. Wanneer jou familie nie hoef staat te maak op ander mense nie, dan is jy ryk. En rykdom volgens die Bybel is nie net dat jy genoeg het vir jouself nie, jy het selfs genoeg om aan die arme mense te kan uitdeel. Ons sien die perfekte voorbeeld van hierdie rykdom en die persoon wat bereid is om hard te werk vir daardie rykdom in die deegsame vrou van Spreuke 31. Ons sien die perfekte voorbeeld daarvan in daardie vrou. Van om hard te werk, van om ryk te wees. Ons lees daar in Spreuke 31 vers 10 tot 21, daar staan: Wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in. En sy staan op as dit nog nag is, en gee voedsel aan haar huisgesin, en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig. Sy voel dat haar wins goed is. In die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Is hierdie vrou ryk? Ja, sy is skatryk. Want sy werk hard met gewillige hande, sê die skrif. Haar familie is warm. Haar familie is gevoer. Haar familie het geen kommer in die winter nie. En nie net dit nie, sy het selfs genoeg om haar hande uit te steek na die wat behoeftig is. Die vrou is skatryk. En hierdie is hoe rykdom lyk. En hoekom doen hierdie vrou dit alles?
Want soos vers 30 van daardie hoofstuk sê, want sy vrees die Here. Sy is gehoorsaam aan die skepingsordonnansie, om hard te werk, om te werk. Sy vrees die Here. Hierdie vrou is ryk, haar familie is ryk, en haar familie is geseën, en hulle het geen kommer wanneer die winter kom nie. Hulle het genoeg. En dit is rykdom. En dis hoe die Bybel rykdom definieer. Maar so moet ons verstaan dat die Here nie net die uiteinde van dinge bepaal nie, en dat die Here nie net die uitkomste of die resultaat van dinge bepaal nie, hy bepaal ook die middele waardeur dit gebeur. Hy bepaal nie net die uiteinde nie, hy bepaal ook die middele. Byvoorbeeld, die Here bepaal nie net wie gered word nie, hy bepaal nie net die uitverkiesing nie, hy bepaal ook die middele waardeur redding gaan plaasvind, naamlik evangelisering. Hy bepaal nie net wie gered gaan word, hy bepaal hoe 'n mens gered moet word. En hy sê, gaan uit in die wêreld en preek die evangelie, dis hoe hulle gered gaan word. Hy bepaal nie net die einde nie, hy bepaal die middele hoe dit moet gebeur ook. Hy bepaal nie net wie gaan lewe en wie gaan sterwe nie, hy bepaal ook die middele waardeur iemand gaan lewe of hoe iemand gaan sterwe. En dieselfde is die geval met rykdom. Hy bepaal nie net wie arm en wie ryk gaan word nie, as die primêre oorsaak nie. Hy bepaal ook hoe iemand ryk gaan word, en vir die godvreesende persoon is dit deur harde werk. Dis hoe, dis die middele wat hy bepaal het. As die primêre oorsaak bepaal hy nie net wie ryk en wie arm gaan wees nie, hy bepaal ook hoe die godvreesende persoon ryk gaan wees, en is deur harde werk, dis deur gehoorsaamheid tot sy woord. Dit gaan kom deur harde werk. Maar die godvreesende persoon doen dit nie om rykdom te bekom nie. Die godvreesende persoon werk hard, ongeag of dit hom gaan ryk maak of nie. Want ongeag of dit hom gaan ryk maak of nie, sy harde werk bring eer aan die Here, omdat harde werk ingestel is deur die Here, selfs nog voor die sondeval. Dis hoekom ons hard werk. Nie omdat ons rykdom wil bekom nie, nie omdat ons geldgierig en hebsugtig is nie. Ons werk hard, want dit bring eer aan die Here. Dis wat die godvreesende persoon doen. Dis hoekom hy hard werk. Want dit bring eer aan die Here. En daar is 'n verskil tussen die gelowige en die ongelowige se harde werk. Die ongelowige se harde werk kom tot niks. Dit beteken niks. Maar die gelowige se harde werk, ongeag hoeveel geld dit hom maak of nie maak nie, sy harde werk is nie te vergeefs nie. En daarom lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 58, daarom my geliefde broers, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Dit is nie te vergeefs nie. Die gelowige doen sy werk vir die Here, en daardie werk is nie te vergeefs nie. Selfs iets eenvoudigs, soos om elke aand saam met jou kinders Bybelstudie te hou, dit is moeite, en dit vat tyd, maar dit is nie te vergeefs nie. Dit is nie te vergeefs nie. En net so ook elke ander werk wat ons doen, wat ter eer en verheerliking van die Here se naam gedoen word. Want as ons doen wat ons doen ter eer van die Here, sal ons nie net versorg wees hier op die aarde nie. Ons gaar ook van onsself skatte op in die hemel. En dit alles as gevolg van Christus. Want as Christus nie ons vrygekoop het van die dood nie, dan sou ons arbeid te vergeefs gewees het. As Christus nie gedoen het wat hy gedoen het aan die kruis nie, dan was ons arbeid te vergeefs. Want as Christus nie vir ons gesterf het nie, sou ons ook nie skatte in die hemel bymekaar kon maak nie.
En ons sou ook nie hemel toe kon gaan om daardie skatte te geniet nie. Christus se offer maak nie net dat ons hemel toe kan gaan nie. Dis nie al wat sy offer aan die kruis doen nie. Hy koop nie net vir ons 'n plek in die hemel vry nie. Dit maak ook dat ons arbeid hier op die aarde nie te vergeefs is nie. Dis wat sy offer gedoen het. En so mag die Here ons dit gun, dat ons met ywer sal arbei, ter eer en verheerliking van sy naam, en ongeag of ons eet, en of ons drink, of wat ook al ons doen, dat ons dit van harte, soos vir die Here sal doen. Amen. Kom ons sluit die oë. Ag Here, ons dankie dat U ons die vermoëns gee, wat U ons wel gee, Here, dat ons kan ywer, dat ons kan werk. Dat U ons oë gegee het om te sien, dat U ons die lewe gegee het, U het vir ons 'n mond gegee om te praat, U het vir ons hande gegee wat werk, U het vir ons 'n verstand gegee wat kan dink. Here, elke goeie gawe kom uit U hand uit. Maar Here, so gun dit ons ook deur die krag van die Gees om al hierdie dinge wat U vir ons gee, te gebruik, Here, ter eer en verheerliking van U naam. Mag ons hard werk, Here, nie omdat ons rykdom begeer nie. Mag ons hard werk, omdat U dit vereis. Mag ons hard werk, Here, omdat dit U naam eer bring. En mag ons hard werk ter eer en verheerliking van U naam en vir U doen, Here, sodat U naam verheerlik kan word. Here, help ons in dit, want Here, soos ons vroeër ook gesê het, ons is sondig, ons is nietig. En Here, luiheid is deel van daardie nietigheid. En so help ons, Here, om nie lui te wees nie. Help ons om te ywer, Here. En ongeag wat ons doen, mag ons ywer vir U naam. Mag ons hard werk, Here, sodat U naam verheerlik kan word, Here. En mag, Here, ons werk ook getuig dat U God is, dat U Heer is. En mag ons werk U naam verheerlik. En Here, so kan ons U ook net loof en prys, dat U nie net vir ons rykdom in die hemel gee nie, maar ook hier op die aarde, Here. Ons kom niks kort nie. U voorsien aan ons, Here. Die winter kom en ons het genoeg. En so, Here, kan ons U net loof en prys vir die rykdom wat U ons gee, Here. Dat ons kos het in ons borde, dat ons 'n plek het om in te slaap, en dat ons warm kan wees, Here. Selfs al is dit koud buite. O Here, al hierdie dinge is uit U hand uit. Dis U voorsiening, en dis die rykdom wat U aan ons gun. En Here, dankie dat ons wel hard kan werk. En so, Here, gun dit ons, dat wat ook al ons doen, of ons eet of drink, of wat ook al ons doen, Here, dat ons dit van harte vir U sal doen, ter eer en verheerliking van U heilige naam. Want Here, dit alles kom U naam toe, tot in alle ewigheid, die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.